Ek moet gaan kyk of die bokkie al gekom het. Ag, oupa, is die klein bokkie al hier? Het die bokkie gekom, oupa? Goeiemôre, Heidi. Sy is dan nog net so dik. Ja, ons wag nog en ek was so seker dat vandag 'n groot dag Ja, is. ons moet maar wag, maar ek het so uitgesien na die nuwe ou bokkie. Geduld, Heidi. Die natuur steur hom nie aan wat ons wil hê nie. Ja, ek weet. Maak tog bietjie gouer om my ontwil nie toe. O, dis Pieter. Was dit altyd verswyn nie? Nee, nog nie, ons wag nog. Ja, ek het so gedink. Waarom? Nou is dit altyd mos so. Is jy dan nie spyt nie? Hæ? Peter het al soveel pasgebore bokkies gesien. Maar nie die een nie. Ek moes 'n brief kom aflewer. Ek het hom al amper weer vergeet. Hier. Die brief kom van Clara. Clara. Hier is vir jou. 'n Brief vir my van Clara Zeseman uit Frankfurt. Clara het 'n brief geskryf, 'n brief geskryf. Clara Zeseman het vir my Heidi 'n brief geskryf. Nou moet jy net sê, ek kan lees ook. Natuurlik kan ek lees. Heidi! Jy het nog net nie eens vertel dat jy kan lees nie. Nou ja? Ek het in Frankfurt gelees, hoekom? Koos loop. Dit kom van Clara Zeseman. Ha! Alwees Clara Kleeseman. Liewe Heidi, is dit mooi in die berge? O ja! Ek hoop dit gaan goed met jou. Dit was lekker toe jy hier was. Pappa het weer 'n keer Parys toe gegaan. Hy het sy belofte dat hy by die huis sou bly verbreek. Nou is alles weer soos dit eers was. Juffrou Rottenmeier het ook niks verander nie. Ek moet alles doen wat sy wil hê. Ek praat nou baie met Hansie asof dit jy is. Die skoollesse is maar vervelig sonder jou. Baie keer gaan Sebastian met my in die tuin stap, maar dis ook al wat ooit met my gebeur. Arme Clara. As ek my net kon voorstel wat jy alles die hele dag lank doen, stap jy met Josef. Ek kry tog so jammer. Jy het nog nie ontbyt kom eet nie. En nou, hoekom is jy hartseer? Dis nie 'n baie vrolike brief nie, oupa. Clara is so alleen. Lees. Dink jy sy wil hier by ons kom kuier? Ja, sy wil dit vreeslik graag doen. Sy het baie keer so gesê. En boonop sal dit goed wees vir haar gesondheid. Ja, dis waar. Bergelig is gesond. Hoekom is hulle dan nie vir jou Clara help nie? Ons twee moet jou vriendinnetjie 'n bietjie uitnooi. Kan ek dadelik vir haar skryf dat sy haar tasse moet pak en vir ons kom kuier, oupa? Hier is die adres. Dankie. As jy dadelik kom, sal jy nog Schwenli se klein bokkie sien. So ja. Kan 'n mens jou skrif daarom lees? Natuurlik. Liewe Clara, ek en oupa wil hê jy moet kom kuier. As jy dadelik kom, sal jy nog Schwenli se klein bokkie sien. Dis hy. Klink dit reg? Het ek iets verkeerd gedoen? Nee, kan jy niks verkeerd gedoen nie. Dink jy Swenli sal so lank kan wag? O ja. Oupa's reg, ek sal skryf sy moet gou maak. Maak so. Ag, kan ek nie vandag vir Pieter se ouma gaan kuier nie? Sy het 'n dik boek met sprokies en sy wil altyd hê dat Pieter vir haar daaruit moet voorlees. Peter, kan hy lees? Nee. En daarom wil jy vir haar gaan voorlees. Goed, maar ek gaan saam om jou dit reg te maak. O ja, oupa, kom ons doen dit. Ek gaan eers in om waar te sien dat ons hier is. Verlede keer is sy was vreeslik geskrik toe oupa sommer begin het om die spykers in te kap. Onthou oupa nog?
Is Heidi. Ja, dis ek, Heidi, en ek het nog iemand saamgebring. Is Pieter nie weg met die bokke nie? Ja, maar my oupa het saamgekom. Hy wil sommer die hut kom regmaak. Jou oupa? Oupa, kan maar begin. Ek het hulle gesê. O, ja. Dis baie gaaf van u aan u. Baie dankie. Dit het ons net aan Heidi te danken. Wat maak je? Ik hoor jou, je is hier rond. Het jy self gestamp? Het jy jou seer gemaak? 'n Koning het 'n seun gehad wat ja. so wild en stout was dat sy vader... Dis 'n Switserse sprokie. Ek kan lees. Ai. Brigitte, wat dink jy daarvan? Asseblief kind, lees vir my voor net soveel as wat jy wil. Ja, baie graag. Waar het ek nou weer opgehou? O ja, hier. 'n Plan probeer beraam om sy wildheid te tem. Hy het eers 'n voëlverskrikker in die kerktoring gesit en toe stuur hy eendag die seun in die toring om die horlosie op te wen. Maar daar het die lig op die tafel gebrand. Terwyl hy hom gemaklik wou maak, kom 2 mans die vertrek ingestap en hulle het hom 'n ruk lank aangestaar. Maar na 'n kort gesprek het hulle hom vertel dat die huis nie 'n baas het nie, want dit spook daar. Hierdie omstandighede het dit vir hulle moontlik gemaak om hulle gesteelde goed... Daar te kon wegsteek, toe die seun die naaste man vra. Ag, as kind het ek so baie daarvan gehou. 'n vrou bewaak 'n skat. Hoekom moet ek dit lees as ouma dit so goed ken? Ek hou daarvan. Lees verder. Tot jou oupa klaar is, hoor? Verskyn gereeld op die spookuur. Toe het die 3 saam besluit om die skat te steel. Nog voordat die horlosie middernag slaan, Middag slaan, hoor hulle iemand roep. Iemand roep. En toe het die wille seun die brou uitoorlê en die skat gekry. Hoekom huil ouma as dit gekry het? Weet self nie, sommer maar. Ek is tog so bly dat jy goed leer lees het. Ek voel altyd trots op jou. Dit was moeilik, baie, al daardie letters. Heidi, Kom jy? Ja nou, daar's nog baie sprokies in hierdie boek. Volgende keer sal ek weer lees as ouma wil. Maar natuurlik wil ek hê jy moet baie graag. Ek kan skaars wag daarvoor. Ek sal kom so gou as ek kan. Ek sien uit daarna. Totsiens, Brigitte. sê dankie vir jou oupa. Goed. Heidi. Ek hoop nie iemand vat haar weer van ons weg nie. Ja, Weet jy hoeveel jaar laas ek aan daardie sprokies gedink het? Ek kan hulle nie eers meer tel nie, so baie is dit. Toe jy klein was, het ek hulle baie vir jou voorgelees. Nou weet ek ten minste waarvoor Frankfurt goed was. Daar het ek geleer lees. Is nie al nie, jy het ook 'n vriendin gekry dan nie? Ja, Clara, ons moenie vergeet om die brief later weg te stuur nie. Ons het ongelukkig nie 'n posbus nie. Ons moet dit maar vanaand vir Pieter gee om saam te vat. Clara het ook 'n ouma. Geagte mevrou. Juffrou Rotmeijer wou ek moet haar so noem. En het jy? Natuurlik nie. Clara se ouma was veel te gaaf om geagte mevrou voor te sê. Ek het haar ouma genoem. Ek hoop daarom sy het iets daarteen gehad nie. Sy het gesê sy is nie net vir Clara 'n ouma nie. Was sy gaaf? Vreeslik. Hier, kyk. Hiermee het ek leer lees. Ja? So, dis klaar. Wil jy nie nog iets skryf nie?
Stuur hom net so weg. So. Kan oupa voorstel dat 'n mens 'n nat, aaklige padda soen kan gee? Jy lees nou die sprokie van die paddakoning, né? Ken oupa dit? Ek het ook altyd in Frank vir die storie gelees. Sê my, wil jy nie graag skool toe gaan nie? Het oupa iets gesê? Nee, seker nie. Heidi, dit begin laat word. Gaan slaap nou asseblief. Nog nie daar sien, Grietjie. Ja, net nou is dit te laat. Sien nou nie die klein bokkie word vandag gebore. Ek sal nou maar moet loop, Pieter. Moenie opgewonde raak nie. As hy vandag sou kom, as jy op hy so gesê het. En as jy verkeerd is? Hallo jy? Jy het my baie goed verstaan. Ek wil jou huis vir die winter huur. Ek kan niks daarteen nie, maar jy is nie die enigste een nie. Ek veronderstel jy is bang ek kan nie betaal nie. Nou, sien dat, onlangs iemand uit die stad gekom en hy wil dit nou vir al sy kleinkinders huur. Ek wil dit huur. Wat? Het lyk my aan my hier asof jy heeltemal ernstig is vir hierdie saak. As jy my vooruit betaal, dan sal ek dit wel oorweeg. Swenley is dragtig. Ek sal die lammetjie verkoop en dan kry jy jou geld. Is dit dan afgespreek? Ja, hoekom sal ons 'n vreemdeling dan kom? Dankie, jy sal van my hoor. Tja, wat so hy nou in gedagte hê? Hy het verdwyn. Miskien het hy dorp toe gegaan. Wat is fout met Swenley? Swenley, Heidi, ek kom jou môre vroeg haal. Pieter. Hm? Pieter, kom gou asseblief. Swenley is siek, kom gou. Ag, jong. Arme klein Swenley, kry jou regtig jammer. Daar's niks fout met haar nie. Is maar net byna tyd vir hom te lam is al. Is dit, dink jy so? Oupa, dis nou tyd. Ja, dit sal nie meer so lank wees nie. Lyk so ja. Ja, Miskien vandag nog. Of môre vroeg. Is net ek gedink het. op die laaste môre vroeg, hè? Net so. Ek hoop is 'n oetjie. Weet oupa wat ek dan gaan doen? Dan gaan ek haar met die mooiste en groenste en vaste blare in die wêreld voer. Dink oupa sy sal heeltemal wit wees of swart of so gevlek soos 'n klein bontetjie. Is daar gestreeptes ook? Dit sal nogal snaaks lyk, nee. Oupa, was oupa vandag dorp toe gewees om brood te koop? Ja, ek was. Hier, vat jou kaas. Miskien sal die lammetjie nou gou kom. Nog niks nie. Geduld, Heidi. Ja.
Ek het geslaap. Oupa het my bed toe gedra. Oupa! Is hy al daar? Is hy al gebore? Ek gee jou 3 raaie. Mooi tog. So klein. Wat doen sy dan nou, oupa? Sy probeer net opstaan. Mooi tog. Nog 'n bietjie, dan het jy dit reg gekry. Dit was goed. Hoera! Ons het 'n nuwe klein bokkie. Pragtig. Het oupa ooit so 'n klein bokkie gesien? Elke jaar. Is nie, ons het nie verlede jaar klein bokkies gehad nie. As ons nog vandag bo op die weiveld wil uitkom, sou ons nou moet loop. Maar ek kan mos nie vandag veld toe gaan nie. Ek moet my nuwe klein bokkie oppas. Ja, natuurlik, is waarvoor ek bang was. Watter naam kan ons haar gee, oupa? Weet nie. Hoe klink ou kleintjie vir oupa? Maar dit sal nie werk as hy groot is nie. Dis daarom jammer dat Shwenny se naam al klaar Shwenly is. Maar ons kan hom mos Shwenly 2 noem, né? Is dat dan iets verkeerd, oupa? Hé? Dit sal nie help om vir haar 'n naam uit te dink nie. Maar 'n bok moet mos 'n naam hê. Ons moet die klein bokkie binnekort verkoop. Ons gaan in die winter 'n huis onder in die dorp huur en daarvoor het ek geld nodig. Ek wil hê jy moet van nou af gereeld skool toe gaan, kind. Wat moet ek daar gaan doen? Hoe praai jy dan nou? Vroeër wou jy dan so graag gegaan het. Maar nie nou meer nie. Ek wil hê ons moet die bokkie hou. Heidi, dit kan nie anders nie. Ek het jou die afgelope ruk dopgehou. Jy's 'n slim dogtertjie wat nog baie kan leer. Moet asseblief nie die bokkie weggee nie. Ons sal gou weer een hê. En buitendien gaan ek die klein bokkie onder in die dorp verkoop. Jy kan haar elke dag in die weiveld sien. Nee, maar ek wil. Nee, niks se gemaar nie. Is nou maar so. Shwenly nie meer dragtig nie. Nee, hoe kan sy wees? Sy het verlede nag haar lammetjie gehad. Wel, dan kan jy my nou mos betaal. Ek gaan ongelukkig nie nou meer die bok verkoop nie. Maar in die lente sal ek kan betaal. Ek sal die hele winter lank oud speelgoed maak. Die speelgoed verkoop baie goed en dit verdien baie geld. Ja, man, kyk, ek sou dit daarom verkies het as jy my vooruit kon betaal. Ek sien. Jy is nog maar altyd jou harde kop. Al miskien, maar ek het nou eenmal die geld nodig. Ek moet eers nog regmaak voor die winter kom. Ek sou dit self kon doen. Liewer nie, so iets kan moeilikheid afgee. Ag, hou jou huis. Wat beteken dit nou alles? Jy weet baie goed, jy kan die plek verhuur aan wie jy wil, maar nie meer aan my nie. Ons gebly het, sou jy ou kleintjie genoem het. Jy is mos 'n ou kleintjie, né?
Heidi, Wie het daar gekoop? ons gaan haar hou. En toe, wat sê jy? Regtig, oupa? Gaan ons in die boon die hut bly vir die winter, oupa? Nee, ons gaan in 'n ander huis bly. Hoekom? Hoekom nou net skielik? Ek het daaroor nagedink. Ek het 'n ander huis gekry. Is nou wel baie vervalle, maar nou ja. Ek gee nie om nie. Ek sal dit voor die winter vir ons regmaak. Op 'n een of ander manier. En ons hoef nie te betaal nie. Dan het ons nie meer geld nodig vir die huur nie. Ons kan die bokkie hou, oupa. Ja, ons kan jou bokkie hou. Baie dankie, oupa. Ek moet nou elke dag afgaan na Durflee om aan die huis te werk. Heidi, dink jy kan alleen na die bokke kyk? Hoekom dan nie? Kleintjie, mooi stadig loop, kleintjie. Toe kom. Oeps. Jy kan goed val, maar jy kan nog nie so goed loop nie. Heidi se oupa het elke dag afgegaan na Durflee om die halfvervalle huis waarin hy en Heidi wou gaan bly reg te maak. Die dorpsmense was baie verbaas toe hulle dit sien. Heidi was 'n bietjie hartseer omdat sy nou haar geliefde denneboom so lank nie sou sien nie. Maar sy was nogtans baie na skik met die nuwe huis onder in Durflee. Sy was 'n bietjie bekommerd oor Peter se ouma en sy het haar oupa gevra om te help dat die ouma ook hierdie winter warm kon kry. Omdat dit die jaar besonder baie gesneeu het Peter en Heidi mekaar maar selde gesien. En julle kan seker dink hoe boos Peter daaroor was. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.